Vandag kyk ons na 'n kragtige vers in die Psalms. Psalm 18 vers 2 wat sê: Die Here is my rots, my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Dawid het hierdie woorde gespreek nadat God hom van sy vyande en van koning Saul verlos het. En in hierdie een vers gee vir ons 7 prente van wie God in sy lewe is. Nie net wie God kan wees nie, of wie God in die algemeen is nie, maar wie God vir hom persoonlik is. Kom ons kyk 'n bietjie na elkeen van hierdie 7 punte. Eerstens sê Dawid: Die Here is my rots. 'n Rots is ferm. Dit beweeg nie as die wind waai nie. Dit verkrummel nie wanneer die storms kom. Ons het daardie soort stabiliteit nodig in ons lewe. Omdat die lewe verander. Mense verander, gesondheid verander, finansies verander. Maar ons God verander nie. Wanneer alles anders onseker is, bly God die vaste rots onder ons voete. Vervolgens sê hy: my bergvesting. 'n Vesting is 'n plek van veiligheid, sterk en solied. 'n Plek waar die vyand jou nie kan bereik nie. Dawid het jarelank 'n grot en vestings weggekry, maar hy het geweet dat geen vesting wat deur die mens gemaak is, hom kon beskerm soos die Here nie. En dit is dieselfde vir ons. Wanneer ons oorweldig word, wanneer vrees, angs of swaar kry op ons druk, kan ons na God hardloop. Sy teenwoordigheid is ons vesting. Dan sê Dawid: en my redder. God beskerm nie net nie, hy red. Hy tree vir ons in die stryd. Hy trek ons uit gevaar. Dink gerus aan daardie tyd in jou lewe toe God jou verlos het van sonde, van hopeloosheid, moedeloosheid en van situasies wat jou kon vernietig het. En dan die grootste verlossing van almal is Jesus Christus, wat ons van sonde en dood gered het en ons na die ewige lewe gebring het. Dawid gaan voort: my God, my rots, by wie ek skuil. Ek is mal oor daardie klein woordjie by. Dawid sê nie God of 'n God nie. Hy sê my God. Geloof is persoonlik. Dit is nie net om te glo dat God bestaan nie. Dit is om hom te vertrou met eie hart. Jou lewe, jou vrese, jou toekoms. Wanneer moeilikheid kom, waarheen hardloop jy eers? Dawid sê: ek hardloop na my God vir skuiling. Dan sê hy: my skuld. 'n Skuld blokkeer die pile van die vyand. En ons het 'n vyand. Hy val aan met leuns, met twyfel, met versoeking. Maar God is jou skuld. Hy bedek jou, beskerm jou, selfs die dinge wat jy nie kan sien nie. Volgende sê die horing van my heil. In die Bybel verteenwoordig horing krag en oorwinning. Dawid sê dit: my redding is nie swak, dit is kragtig. En ons verlossing in Christus is presies dit. Veilig, sterk, onwrikbaar. Jesus het ons nie halfpad gered. Hy het sonde, die dood en die graf ten volle oorwin. En laastens sê hy: my rotsvesting. Dis nie net 'n tydelike wegkruipplek. 'n Vesting is nie 'n plek, dit is 'n plek om te woon. God wil nie hê jy moet net in noodgevalle na hom toe hardloop. Hy nooi jou uit om by hom te woon, om elke dag in hom te bly. So wat sê Psalm 18 vers 2 vandag vir ons? Dit sê vir ons dat God nie net magtig is nie. Hy is persoonlik magtig vir jou. Hy is my rots, my vesting, my verlosser, my skild, my redding, my vesting. So wat jy ook al in die gesig staan, vrees, siekte, eensaamheid, onsekerheid, spreek hierdie woorde oor jou lewe. Verklaar hulle in geloof, want die God wat Dawid gered het, is dieselfde God wat nou by jou staan. Mag die Here jou rots, jou toevlug en jou krag wees. Amen.